have decided to follow Jesus. I have decided. Dis 'n voorreg, dis altyd 'n voorreg om iemand te doop. En ek het vanoggend gesê, mens dink altyd dit moet sonskyn en goeie weer wees, maar daar's ietsie besonders om te doen as die wolke grys is. Iets om van die verstaan van, dis nie dat ons lewe altyd maanskyn en rose is nie. Die Here red ons uit donker wolke en uit dinge uit. En so dis hoekom dit ook spesiaal is om vandag te kan doop. Ons het nou vanoggend ook gehoor, doop is nie die oomblik wanneer jy gered word nie. Dit het ons nie gehoor nie, maar ek gaan nou sê wat ons gehoor het. Doop is nie die oomblik wat jy gered word nie. Doop is nie die oomblik wat jy die Heilige Gees kry of jou sondes nou weggaan vir altyd nie. Doop is 'n stap van gehoorsaamheid aan die Here wat sê laat julle doop. Dis 'n publieke verklaring van wat God reeds gedoen het. Maar dis nou juist waar ons vanoggend ook gehoor het dat daar is sekere dinge wat die Here sê, as jy in gehoorsaamheid stap, dan ervaar jy meer van my. En ek dink doop is definitief deel daarvan. Dis deel van die heiligmakingsproses. As ons in daai stap van gehoorsaamheid kom waar ons sê, ons word gedoop omdat U ons gered het. Maar dan die Here se seën rus op mense wat in gehoorsaamheid kom. En dis die vreugde van doop. So ek gaan vandag vir Andries doop en vir Nia doop. Dit was lekker om hulle ook 'n bietjie beter te leer ken. Nia en ek stap nou al 'n lekker lang pad saam van 'n hele jaar omtrent, 'n bietjie meer as 'n jaar, en mekaar leer ken. Sy's by die jong mense se Bybelstudie en vir Andries wat 2 jaar in Stilbaai is. Jaar en 'n half in Stilbaai is, wat ook deel is van die Afrikaanse diens. So ek gaan vir hulle 2 vra. Ek gaan die eerste vir Nia vra. Eerste vraag wat ek vir hulle vra is of hulle gered is, of Jesus hulle Heer en hulle Verlosser is. En of dis soos ons vanoggend weer gehoor het, dis alles sy werk. Dis nie ons goeie werke wat ons red nie. Dis 'n gawe van God wat ons ontvang deur vergifnis en geloof. So Nia, kan jy hier voor almal verklaar dat die Here jou koning en verlosser is en dat hy jou gered het? Andries, kan jy hier voor almal verklaar dat die Here jou koning en verlosser is wat jou gered het? Verseker. En dan nou die tweede vraag is om hierdie is 'n pad van gehoorsaamheid. So ons vra altyd, beloof jy met die krag wat die Here gee, want soos ons vandag gesien het, ons kan niks doen sonder die Here nie, om hom te volg vir die res van jou lewe. En so Nia, beloof jy om met die krag van die Heilige Gees om te volg die res van jou lewe? Ja. Andries, vir jou ook, beloof jy met die krag wat die Here gee om te volg die res van jou lewe? Ja. Absoluut. Dis wonderlik. Dan gaan ek nou vir ons bid en dan gaan ons ingaan en ons gaan doop en as ons uitkom gaan ons laat Heer U seën op hul daal sing. So kom ons bid net eers saam. Ja, Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om in U voetspore te kan volg. Here, U wat eerste deur die doopwater gegaan het en Here, dat ons dan ook kan kom as gevolg van U geregtigheid. Dat ons die gawe van verlossing by U kan kom kry. Dankie dat ons vandag saam met Nia en saam met Andries U kan loof en prys dat hulle U kinders is, dat U hulle gered het, dat hulle U ken. Here, ons weet Satan hou nie van doop nie. Hy hou nie daarvan as ons in die publiek verklaar dat U die koning is nie. So ons bid ook U beskerming oor hulle. Dat U hand van sorg en U hand van beskerming hulle sal dra in die dae wat voorlê vir die res van hulle lewens. Here, ons dank U vir U goedheid. Ons dank U dat U in die reddingsbesigheid is. Ons bid dit in Jesus se naam. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. None go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will
no turning back, no turning back.